Ok, kom ons duik reguit hierin. Vandag kyk ons na die bloudruk vir een van die mees ambisieuse persoonlike projekte wat jy jou seker kan voorstel. Die naam Pyramida Setjanya, oftewel die piramide van herinneringe. Dit klink nogal monumentaal, né? En glo my, dit is. En ons praat nie hier van 'n vinnige naweekprojek nie, nee. Hierdie ding is spesifiek ontwerp om presies 1189 dae se toegewyde daaglikse werk te neem. Dis meer as 3 volle jare se ononderbroke fokus elke liewe dag. En gedurende daai tyd. Wel, die doel is om 'n presiese, en ek bedoel presiese, totaal van 31054 genommerde sinne te skryf. Nie een meer nie, nie een minder nie. Elke enkele sin is 'n bousteen. So al daardie dae en al daardie duisende sinne, waarheen lei dit alles? Dit bou alles op na een enkele metaforiese struktuur, 'n piramide met presies 88 trappe. Elke trap verteenwoordig 'n sleuteltema of 'n fase van 'n lewe. En dit, mense, bring ons by die sentrale vraag. Watter soort monumentale projek vir so 'n ongelooflike vlak van detail? En nog belangriker, hoe op aarde is so iets eers moontlik? Kom ons breek dit 'n bietjie ook. So, hoe begin 'n mens om so 'n reuse piramide te bou? Jy sou dink met massiewe klippe, reg? Wel nee, dit begin alles met iets baie kleiner en baie meer gedissiplineerd. 'n Daaglikse ritueel. Dis die fondament van die hele ding. Denk hieroor, elke liewe dag, sonder uitsondering, ontvou presies dieselfde ritueel. Dit begin met die voorbereiding van die bladsy, amper soos om 'n heilige ruimte te skep. Dan word die dag se data noukeurig aangeteken. Die kern van die dag, die fabula dana, word vasgevang. 'n Hoofstuk uit die Bybel verskaf 'n soort geestelike anker. En laastens, dan kom die groot werk. In daardie sentrale raam vloei die herinneringe, sin vir sin, elkeen genommer op pad na daardie ongelooflike einddoel. En daai konsep, die fabula dana, dis absoluut deurslaggewend. Jy kan dit sien as die kompas vir elke dag se inskrywing. Dis daai enkele sentrale gedagte wat alles, die herinneringe, die Bybelse lesing, die simboliek van die dag, alles aan mekaar bind. Dis basies die hartklop van elke bladsy. Maar hier is waar dit regtig fascinerend raak. Want hierdie is soveel meer as net 'n dagboek. Dis 'n komplekse mnemotegniese stelsel, 'n fancy manier om te sê dis 'n stelsel om geheue te organiseer. En die hele ding is gekodeer in 'n soort geheime simboliese taal. Die heel eerste laag van hierdie kode, 'n klavier. Jep, 'n klavier. Die 88 sleutels, 52 wit en 36 swart, is nie toevallig nie. Onthou daai nommer, 88. Dit is die argitektoniese bloudruk vir die hele piramide. Volgende het ons die 78 tarotkaarte. Elke dag word 'n kaart gebruik om 'n dieper simboliese betekenis of 'n arketipe aan die dag se herinneringe te gee. Dit voeg 'n laag van psigologiese diepte by die hele proses. 'n Standaardpak van 52 speelkaarte word ook ingespan. Dit help om die projek te anker in die natuurlike siklusse van die jaar. Die 4 kleure kan die seisoene wees, en die 52 kaarte, wel, die weke. Dit skep 'n pragtige ritmiese struktuur. Skaak speel ook 'n briljante rol. Die skaakbord se rooster is een ding, maar die ware genialiteit lê in die ridderskuif. Dis 'n perfekte metafoor vir daardie onverwagte spronge in ons geheue, hè? Verbindings wat nie lineêr is nie, maar tog hulle eie unieke sin maak. En laastens, die wiskundige konstante pi. Sy oneindige, nie herhalende syfers is 'n kragtige simbool van die ewigheid en siklus, maar dit kan ook prakties gebruik word om ewekansige verbindings te skep deur sinnommers aan spesifieke syfers in pi te koppel. So, hier sien ons hoe alles pragtig bymekaar kom. Dis nie net 'n klomp liekrake stelsels nie, dis 'n ten volle geïntegreerde gereedskapskis van simbole. Van die 88 klaviersleutels wat die argitektuur verskaf, tot die tarotkaarte wat die dag se argetipe bepaal, elke element het 'n presiese funksie. Saam omskep hulle 'n eenvoudige dagboek in 'n multidimensionele kunswerk. Okay. So ons het die daaglikse ritueel en die komplekse simboliese taal. Kom ons beweeg nou aan en kyk presies hoe hierdie elemente saamwerk om die finale grootse struktuur oor tyd te bou. Hoe word die daaglikse bladsye, die uiteindelike piramide,
Wel, die projek het 'n duidelike lewensiklus. Dit begin met fase 0, die voorbereiding, waar al die reëls en die sjabloon vasgestel word. Dan kom die lange maraton van fase 1, daai 1189 dae van daaglikse skepping. Na by die einde, in fase 3, begin die argitektoniese werk om al daai bladsye in 88 tematiese trappe te organiseer. En laastens, fase 4, die finale refleksie en afronding. Kom ons kom vir 'n oomblik terug na hierdie deurslaggewende nommer. Onthou julle die heel eerste stukkie van die kode? Die aantal sleutels op 'n klavier? Sien, dit was van die heel begin af die einddoel. En hier is die briljante openbaring, die aha-oomblik. Die 88 klaviersleutels was nooit net 'n abstrakte simbool nie. Hulle is die letterlike, strukturele bloudruk. 88 klaviersleutels is gelyk aan 88 trappe van die finale piramide. Elke trap is 'n hoofstuk, 'n tema, 'n noot in die simfonie van 'n lewe. Heel bo op die piramide, as die kroon op die werk, is daar 'n finale deurslaggewende element, 4 kubusse. En dis nie net versiering nie. Hulle verteenwoordig die 4 fundamentale waarhede of gevolgtrekkings waartoe die skepper deur hierdie diepgaande proses van selfondersoek gekom het. Dis die uiteindelike wysheid wat uit die hele reis gedistilleer is. Dit bring ons by die laaste en miskien die belangrikste vraag. Na al hierdie moeite, al hierdie dissipline, al hierdie komplekse ontwerp, hoekom? Wat is die dieper motivering agter so 'n monumentale en intens persoonlike onderneming? Die antwoord is beide eenvoudig en diepsinnig. Die doel is om 'n testament te skep, 'n unieke persoonlike Bybel van herinneringe, wat nie net gebeure opteken nie, maar die innerlike wêreld van 'n individu karteer, deur 'n taal wat net vir hulle sin maak. Dis 'n monument vir 'n lewe wat geleef en ten volle ondersoek is. En dit laat ons met 'n laaste gedagte. As jy die argitek van jou eie geheue piramide was, watter simbole sou jy gebruik? Sou dit musiek wees, kleure, miskien sterrebeelde? Wat is die geheime taal wat die unieke storie van jou lewe sou kom vertel?